Dis vanoggend 2 gedeeltes saam in die woord van die Here. Ons lees eers saam uit Romeine 8, as ons lees vanaf vers 18 tot 30, en 'n teksgedeelte uit Genesis 1, van vers 20 tot 25. Dis eers saam Romeine 8 vanaf vers 18. Want ek weet dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het. In die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in baringsnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook by die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van die liggaam. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat aan sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore geordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore geordineer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Ons lees tot sover in die Romeine brief, en lees soos die teksgedeelte saam uit Genesis 1. Genesis 1 lees ons vanaf vers 20 tot 25. En God het gesê, laat die waters wemel met gewemel van lewende wesens, en laat die voëls oor die aarde vlieg langs die uitspansel van die hemel. En God het die groot seediere geskape, en al die lewende wesens wat beweeg, maar die waters van hemel, volgens hulle soorte, en al die gevleelde voëls volgens hulle soorte. Toe sien God dat het goed was. En God het hulle geseën en gesê, wees vrugbaar en vermeerder, en vul die waters van die see, en laat die voëls op die aarde vermeerder. En dit was aand en dit was môre, die 5de dag. En God het gesê, laat die aarde lewende wesens voortbring volgens hulle soorte, vee, kruipende diere en wilde diere van die aarde, volgens hulle soorte, en dit was so. En God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens hulle soorte, en die vee volgens hulle soorte, en al die diere wat op die grond kruip, volgens hulle soorte. Toe sien God dat het goed was. Dis lees tot soorte. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, op die 5de en op die 6de dag skep God die lewende wesens, die diere. Dit is die skepsels wat leef en beweeg. Hulle is anders as die plante wat op een plek op die aarde gevestig is. Dit is die lewende wesens wat vrylik op die aarde rond kan beweeg. In die diereryk wat die Here op hierdie dae skep, aanskou ons sy almag. Ons sien daarin hoe mooi hy al die diere gemaak het. Hoe besonder
en uniek elkeen van hulle is volgens sy soort. Op TV kan ons vandag die mooiste programme oor diere sien. Op National Geographic of op Animal Planet kan jy jou ure verwonder oor hoe die Here die diereryk geskep het. Jy kan wegraak hoe wonderskoon dit is, die beelde oor die diere, die habitatte waar hulle oorleef, die maniere hoe hulle jag en hoe hulle gemaak is om die uiterste weeromstandighede te kan oorleef. Die diere is besonders. Dit is werklik aangrypend. Die Here het hulle so gemaak. En hy het ons as mens destyds as heersers oor hulle gestel. En hierdie taak het Adam en Eva aan die begin al geval. Deur die sonde wat aan die begin gedoen is die praagwerk van die skepping verwoes. Die wêreld wat die Here so mooi gemaak het, is gebreek. En in hierdie staat leef die wêreld van toe af voort en vandag nog steeds. Ons hoor dit in Romeine 8 vers 22, want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in baringsnood is tot nou toe. En die sug van die skepping sien ons besonder raak by die diereryk. In die gewelddadigheid wat onder hulle heers, die swaar omstandighede waarin hulle moet leef. En so kom ons by die tema van die preek. Die Here se skepping sug oor die sonde. En ons sien dat die diereryk daaronder ly. En hier is ons stilstaan by 3 punte. Eerstens as ons kyk na die skepping van die diereryk, tweedens na die val van die diereryk en tot slotte, ten slotte kyk ons na die herstel van die diereryk. Dus dis die skepping, die val en die herstel. Eerstens kyk ons na die skepping van die diereryk. Op die 5de en die 6de dag skep die Here al die diere. Op die 5de dag maak hy al die visse van die see, hulle wat in die water moet leef. Die ook maak op die 5de dag die diere wat leef in die lug, hulle wat vlerke het om te vlieg, die voëls, die insekte en alle ander soort diere wat vlerke het. En dan op die 6de dag maak die Here die diere wat op die land leef, hulle wat grond nodig het om te oorleef. En hierdie diere verdeel hy in 3 groepe. Eerstens maak hy die vee, koeie, skape en al die plaasdiere. Dit is al die diere wat ons as mense kan gebruik. Ons beheer hulle en gebruik hulle om vir ons diens te doen. Tweedens maak hy ook die kruipende diere. Dit is diere wat op die grond rondseil. Slange, likebane en meeste ander reptiele. Dit is diere wat ons as mens nie kan gebruik nie. Hulle het vir ons geen doel nie. En derdens skep die Here die wilde diere. Dit is diere wat gevaarlik vir ons as mens is. Dit is hulle wat jy in die wildheid sien. Leeu's, luiperds, olifante en so meer. Dit is almal diere waarvoor ons as mense versigtig is. En binne hierdie kategorieë, hoe die Here die dier soort vir soort gemaak het, val al die diere wat die Here aan die begin geskaap het. Almal wat ons vandag nog sien, die mense het nog nie eens al die diere ontdek nie. En saam vorm hulle die diereryk. 'n magdom van lewende wesens wat die skepping volmaak, wat beweeg oor die aarde. Waarom skep die Here nou die diere? Wat is nou die doel van hulle? Hier moet ons in gedagte hou dat die Here op die 5de en 6de dag nog steeds besig is met sy skepingswerk om die aarde vir die mens bewoonbaar te maak. Wat buiten dat die diereryk uitsonderlik mooi is hulle ook daar ter ondersteuning van die mens. Bietjie later in Genesis 1 hoor ons dit. Nadat die Here die mens geskaap het, gee hy vir die mens opdrag om oor die dier te heers. Die diere is dus van die begin af onderdanig aan die mens. En dit is die mens se verantwoordelikheid om mooi met hulle te werk.
Dit is vir ons baie prakties, veral hier op die platteland waar baie met diere gewerk word. Want ons as mense gebruik diere. Donkies word gebruik om 'n donkiekar te trek. 'n Perd word gebruik om op 'n plaas rond te ry. 'n Hond word opgelei om sy baas te beskerm. Die mens is in staat om oor die dier te heers. En ongelukkig gebeur dit nie altyd nie. Daar is heelwat mense wat nie omgee vir die Here se diere nie. Wat daarmee mors. Dink maar aan die olifante wat hier verhoor word al die voor. Of op die oomblik al die renosters wat doodgemaak word vir hulle horings. Die mens mors met die skepping. En as dit die diereryk kom, is die mens ook soms nogal hoogmoedig. Veral in die wetenskaplike wêreld. Want die wetenskap dink oor hierdie onderwerp dat hulle baie beter weet wat aangaan met die diereryk as die Here self. Hulle glo nie dat die Here aan die begin die diereryk in sy veelkleurigheid geskep het nie. Nee, hulle het besluit deur hulle eie bevindings en uitvindings dat die skepping ontstaan het uit die Big Bang. En dat daar vanuit die kleinste organismes die groot diere geëvalueer het. En hierdie woord ken ons baie goed, evolusie. Dat die diereryk oor die eeue heen ontwikkel tot soos wat hy nou is. En dit is 'n aktuele saak. Ouers, as julle kinders se skoolhandboeke gaan oopmaak, dan lees mense daar swart op wit. Dit is wat hier in ons land geleer word. En die leer gaan eintlik so ver dat hulle sê dat die mens dan van die diereryk ontwikkel het. En dit is onsin. As ons die Bybel lees, dan sien die mens duidelik dat evolusie 'n uitgedinkte mite is. Diere verander nie. Diere kan aanpas by omstandighede. 'n Bees wat altyd op sandgrond geloop het, gaan sukkel om in die berge te leef, want sy voete is gevorm om te oorleef in die sand. En andersom is dieselfde. 'n Bees wat altyd in die berge geleef het, gaan sukkel op sand. Maar diere verander nie van een spesies na 'n ander spesies toe nie. 'n Skaap sal nooit 'n bees word nie. 'n Hond sal nooit 'n kat word nie. En 'n aap sal verseker nooit 'n mens word nie. Die diere is aanpasbaar, maar nie veranderbaar nie. Die Here het aan die begin die diereryk in sy volheid geskep. Ons lees dit so mooi in Genesis 1. Soveel kere word daar herhaal, die diere is geskep soort volgens soort. Die woord kom meerdere male voor in hierdie paar verse wat ons gelees het. In Spreuke 30 sien ons hoe wonderlik die Here dit gedoen het. Daar lees ons oor die 4 wyse diere. Die skrywer daar beskryf dit. 4 is dit wat klein is op die aarde, maar hulle is uitermate wys. Die mure is nie 'n sterk volk nie, en tog berei hulle voedsel in die somer. Die klipdassies is nie 'n magtige volk nie, en tog maak hulle huis in die rots. Die sprinkane het geen koning nie, en tog trek die hele swerm in goeie orde uit. Die geitjie kan jy met die hande gryp, en tog is hy die koning se paleise. Hoe kunstig en hoe uniek is elkeen van hulle. En so kan mens gaan kyk na elke dier wat die Here gemaak het. Elkeen 'n wonderwerk van die Here. Ons kom by die tweede punt, by die val van die diereryk. Die diereryk soos wat die Here dit aan die begin geskep het, word deur hulle opsigters wat die opdrag gekry het om oor hulle te heers, Adam en Eva in sonde gedompel. Die perfektheid wat daar aan die begin geheers het, is verwoes. Mens en dier leef nie meer saam in harmonie nie. Die mens heers nie meer in vrede oor die dier nie. Die wêreld verval in dood. En tog wil die Here, net soos wat hy die res van sy skepping bly beskerm, die diere ook onbeskerm. Die rede hiervoor is dat die dier nie die oorsaak van die sonde is nie. Maar ondanks dit ervaar die dier die sonde in sy volle mag
en in sy volle gang. Die diere ly swaar onder die sonde. Dit hoor ons in Romeine 8, vers 19 tot 21 wat ons saam gelees het. Wat ons gelees, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het. En die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word, van die slawerny van verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. En hierdie is een van die lang sinne wat Paulus skryf, en dit is soms ingewikkeld om te verstaan. Daarom kyk ons kortliks wat hy presies hiermee bedoel. En hy begin hier te sê dat die skepping daarop wag om weer herstel te word. Daar is 'n reishalsende verlange vir herstel. Want die skepping verkeer nou in gevalle staat. En waar sien ons dit nie beter nie as by die diere? Ons lees hier dat die skepping aan die nietigheid onderworpe is. Dit beteken dat die skepping eers weg sal wees wanneer die mens nie meer in sonde leef. En dit sal gebeur die dag wanneer ons weer in volmaaktheid saam met die Here leef. Maar tot dan is die skepping en die diere aan nietigheid onderwerp. En om aan nietigheid onderwerp te wees, dit beteken dat jy in 'n sterwende status lewe. Diere leef net soos ons vir 'n tyd en dan gaan hulle dood. In vers 20 lees ons dat die skepping nie gewillig is nie. Dit beteken ook dat diere nie gewillig is nie. En omdat diere nie verstand het nie, het hulle nie 'n wil nie. 'n dier kan nie 'n besluit maak volgens dit wat hy wil nie. Hy het nie 'n wil nie. Hy het wel 'n natuurlike neiging. Dit is dierlike instink. Die instink van diere sien 'n mens duidelik raak. En ons sien ook baie duidelik daarin dat hulle instink misvorm is deur die sonde. Want diere verhoor mekaar. Die diereryk is onder mekaar uiters breed. En so was dit nie aan die begin gewees nie. Dit is duidelik 'n gevolg van die sonde. Want solank die sonde heers, verduur alle dinge op aarde onreg en geweld. En ons kan sien as mense hoe die diere swaar kry. Hulle vrek as daar nie reën val nie, of as hulle deur siektes getref word. Deur die sondeval het die mens versuim om oor die dier te heers. En gelukkig sien ons dat die skepping nie uit mekaar val nie. Die Here in sy almag laat dit nie toe nie. Die Here as verborgde standvastigheid in hierdie deur mekaar wêreld onderhou dit nog steeds. En dit sien ons so mooi by die ark. In die tyd van Noag straf die Here die mensdom vir sy gruwelike sondes. Maar hy red tog sy skepping en ook sy diereryk. In Genesis 6 lees ons dit dat hy die diere gelei in die ark toe. Hy voorsien dat hulle nie van die aarde af afgewis word nie. Die Here laat nie sy skepingswerke tot niet gaan deur die nietige mens nie. En aan die hand hiervan, broers en susters, is dit goeie aan om na te dink wat ons doen. Want die gevolge van die sondes en verkeerde dinge wat ons doen, is ver, dit gaan baie ver. Want dit is deur ons toedoen dat alle skepsels van die aarde af tot in die hemel die straf vir ons sondes moet verduur. Want dit is deur ons dat hulle swaar kry moet ondergaan. En so is die veroordeling oor die sondes van die mens soos 'n stempel afgedruk op die skepping van die Here. En dit bring ons vandag weer tot sonde besef. Want ons besef baie goed dat ons as mense die skepping van die Here afbreek. Maar gelukkig kan ons ook verby hierdie punt kom. Want die sonde word afgebreek, maar ons weet dat ons nie by afbreek bly nie. Want die Here het sy seun Jesus Christus na die aarde toe gestuur sodat daar ook herstel mag wees. Want in hom breek ons nie maar net die skepping af nie,
maar deur Christus kan ons weer as mens gaan heers oor die skepping van die Here. En so kom ons by die laaste punt, by die herstel van die diereryk. In Jesaja 11 word die voorspoedige regering van die Messias beskryf. Dit is 'n profesie wat dui op die toekoms, op die wederkoms, oor hoe dit weer eendag sal wees. Eendag wanneer ons as kinders van die Here saam met hom sonder sonde sal leef in volmaaktheid. En dit sal ook die herstel van die skepping en die diereryk inhou. Jesaja beskryf dit so mooi. Hy beskryf die harmonie en vrede wat eendag daar sal wees. Die wolf by die lam, en die luiperd gaan lê by die bokkie. Die leeu's en die vee is by mekaar, en die koei en die beer by. En die leeu eet strooi soos die os, en die suigling, die kind speel by die gat van 'n slang, van 'n adder. En die gespeelde kind steek sy hand uit na die kuil van 'n basilis. Dit is 'n baie groot slang. En hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig nie. En dit wat ons hier hoor, dit is herstel. Dit is weer hoe dit was in die paradys aan die begin van die skepping. Broeders en susters, hoekom is dit nou vir ons belangrik om juist by hierdie temas stil te staan? Wat dra dit by tot jou en ons geestelike groei om 'n preek aan te hoor oor die diereryk? En dit is vir ons elkeen uiters belangrik. Want eerstens aanskou ons en staan ons verwonderd vir die almag van die Here weer hier vanoggend, hoe hy as God dit alles so gemaak het. En tweedens kom ons ook met sonde besef en ons sien die katastrofiese gevolge van ons sondes, van dit wat ons verkeerd doen. En derdens sien ons klinkklaar hoe die verlossing van Jesus Christus werk. Paulus beskryf in die Romeinebrief dat die wêreld sug en barensnood. En dit hou in dat die wêreld uitsien dat dit weer beter sal gaan. Want barensnood hou nie vir altyd aan nie. Barensnood hou op as die kind gebore word. Op 'n oomblik is hierdie pynlike proses verby. En die wêreld smag daarna, die wêreld sien uit daarna. Die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Dit is die eindpunt. En dit sê vir ons as mens nogal baie, want die aarde sug al vir eeue lank. Vir baie jare leef die aarde onder sonde, gaan dit gebuk daaronder. En ons as mens, in vergelyking daarmee, sug nog naaste nie so lank nie. Want ons kan nie so lank sug nie, want die oudstes onder ons word miskien 'n eeu oud. En hoe onverskoonbaar en swak is dit nie as ons in hierdie lewe tou opgooi nie. Die aarde kry al vir baie eeue swaar en die skepping verdra dit. Ons as mens leef maar 'n kort tyd. En die tyd wat ons hier leef, moet ons dit in die Here op ons pad plaas verdra. Ons moet volhard in tye wat dit swaar gaan. Ons sien dat die skepping dit al vir soveel lange jare doen. Daarom moet ons vashou aan die Here, vashou aan Christus en sy Gees. Want ons weet dat eendag dit alles ten volle herstel sal word. Dinge sal eendag weer in harmonie wees. Vrede sal heers vir die skepping, vir die diere, vir die mens. En hoe dit presies eendag in die hemel sal wees, weet ons nie. Daaroor moet ons ook nie spekuleer nie. Want dan kom ons op 'n terrein waar ons as mens met ons verstand nie kan kom nie. Ons weet nie hoe die opperdiere en hoe dit in die hemel sal wees nie. Maar die Here in sy woord bevestig vir ons dat daar vrede sal wees. Daarvan getuig Jesaja se profesie meerdere male en Paulus in sy briewe ook. Broeders en susters, die diere beteken vir ons baie. Die Here plaas op die aarde om dit vir ons leefbaar te maak hier. Vandag is dit nog steeds so.
En ons sien dat die dier saam met die mens onder die sonde ly. Maar ons weet dat hoe erg ons nou die wêreld beskadig, soveel te meer sal ons eendag saam met die Here in vlekkeloosheid leef. Ons sien uit na die prys van die ewige heerlikheid. As deel van God se skepping verlang ons ook as sy kinders met reikhalsende verlange na die terugkoms van ons Verlosser, ons Koning Jesus Christus.